Welkom by ons aandgesprekke, 'n voortsetting van besinning vanuit die skepping, die natuur. Vanaand woestyntye leer ons dat die Here God is. Die volk Israel is wonderlik bevry uit Egipte se slawerny. Met groot mag het hulle deur die Rietsee getrek. Hulle het van vreugde gesing oor hulle verlossing. Maar skaars 3 dae na die euforie van bevryding tref die harde werklikheid hulle. Ons lees in Eksodus hoofstuk 15 vanaf vers 22. Moses het die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee af en hulle het na die Sur-woestyn toe gegaan. Hulle het 3 dae lank in die woestyn ingetrek en geen water gekry nie. Die werklikheid tref hulle. Om die volk van die Here te wees beteken nie dat hulle nie beproewings en swaar kry gaan beleef nie. Dit is ook steeds vir ons 'n werklikheid. God roep ons nie om hom te volg en dan dadelik in die heerlikheid van die beloofde Kanaan in te gaan nie. Nee, hy lei ons en sy volk soms eers die woestyn in, omdat hy ons belangrike lesse wil leer. God se doel met die uittog uit Egipte was tog groter as net die verlossing van sy volk. Hy wou sy volk leer om hom te ken, te aanbid en op hom te vertrou. Voordat hulle Kanaan bereik, moes hulle deur die woestyne trek. Moes hulle by Sinaï leer dat hy hulle verbondsgod is. Soos ouers wat 'n kind leer om te luister en op hulle te vertrou, so lei God sy kinders deur die woestyn om hulle geloof te vorm. Op ons pelgrimstog op pad na die hemelse Kanaan moet ons ook soms deur woestyne trek. Ons hele lewe is op 'n manier 'n reis deur 'n woestyn. Daar's maar altyd klippe, harde dae, swaar tye. Vir party mense is die woestyntye korter, vir ander duur dit 'n leeftyd. Maar elkeen van ons beleef dit. Tye van siekte, verlies, eensaamheid, gebroke verhoudings. Dis tye soos in 'n woestyn. Tog is dit juis in hierdie woestyntye dat ons die Here op 'n manier leer ken wat ons net in die woestyn sal leer. Ek noem 'n paar dinge. In die woestyn leer jy dat jy afhanklik is. Die woestyn is nie 'n plek waar 'n mens self kan oorleef nie. Israel het gou besef dat hulle sonder water, brood en beskerming verlore sou gaan. Hulle kon nie self plant of jag of selfs hulle rigting vind nie. Net God kan voorsien. So leer die Here ons dat ons afhanklik is van hom alleen. En baie keer is dit eers wanneer ons alles verloor het waarop ons vroeër staat gemaak het. Baie keer is dit alleen in die woestyn dat ons leer dat ons van hom afhanklik is. Tweedens, in die woestyn leer jy om met God te worstel. Wanneer dinge goed gaan, dink ons maklik dat ons die Here verstaan. Maar dis in die tye van swaar kry wat ons begin vra, is die Here by ons of nie? Eksodus 17 vers 7. Israel het gekla en gewonder hoekom die Here hulle in die woestyn gebring het om daar te sterf. Tog was hierdie worsteling nie verniet nie. Dis juis in hierdie worstelinge dat ons die Here leer ken, sy geduld, sy goedheid, sy genade, dat hy ons nie verdelg omdat ons sukkel om te glo nie. Hy hoor selfs ons gekla en ons vertwyfeling en hy antwoord met genade. Derdens leer woestyne ons dat die Here se teenwoordigheid die verskil maak. Wat het Israel laat lewe? Wie het hulle gevoed, wie het hulle beskerm? Net die Here wat teenwoordig was. Hy het die bitterwater soet gemaak by Mara. Hy het manna uit die hemel laat val en kwartels gestuur. Hy het water uit 'n rots laat vloei. Hy het hulle teen Amalek beskerm. Oral was daar die wolk, die vuurkolom,
'n teken van sy teenwoordigheid. Sonder hom sou hulle sterf. Laastens in die woestyn leer jy om op God te vertrou. Sy skool is nie altyd maklik nie, maar sy lesse is effektief. Hy leer sy volk om gehoorsaam te wees en op hom te vertrou. Selfs wanneer die dors groot is en die hongerpyn dit knaag. Hy gee uitkoms wanneer hulle in vertroue en gehoorsaamheid sy opdragte uitvoer en elke dag vir daardie dag in vertroue uitgaan om manna op te tel. Wanneer ons terugkyk op ons lewe, besef ons dat dit dikwels juis in die woestyntye was wat ons die meeste van God geleer het. Ek weet nie waar jou lewensreis vanaand is nie, of jy op 'n woestynpad is nie. Ek weet wel dat die Here, ons God, by ons is. En sy teenwoordigheid maak die verskil. En daarom moet jy, selfs, juis in woestyntye op hom vertrou. Goeienaand.